Wat 'n voorreg om vanoggend in die huis van die Here te wees. Sê net vanoggend vir die langs jou, jy's op die regte plek. As die woord van die Here vanmôre vir my en u sê, dat God het ons sleutels gegee. Hoor gou waar gaan ek vanoggend. As die woord van die Here sê, dat hy het ons sleutels gegee, dan moet daar deure wees. Amen. Ek wil jy moet vanoggend deel hê aan hierdie boodskap wat ek vanoggend het, want hierdie boodskap is 'n boodskap wat jou lewe totaal en al kan verander. Dank die Here, die krag is af, dank die Here, ons is afhanklik van hom vanoggend, en dank die Here dat die atmosfeer, die molekules in hierdie lug is gevul met die Heilige Gees. Maak nie saak wat gebeur nie, hierdie boodskap is vanoggend vir jou om te besef. Wanneer jy in jou ouerhuis groot word, dan word ons geleer oor sekere dinge, en wanneer jy 'n sekere ouderdom is, dan pas jy dit toe wat jy geleer is, en dat dit wat ek geleer het, omdat dit vir my gewerk het, leer ek dit my kinders. Amen. En dis presies wat die woord vanoggend vir jou en vir my wil sê vanmôre, dat alles is uiteengesit, alles is according to plan. Ons moet dit aktiveer vanmôre. En deur om dit te aktiveer vanmôre, moet ek en u besef, daar sleutels wat God vir my en u gegee het, om te kan oopsluit en te kan toesluit vanmôre, en te besef vanmôre, dat daai sleutels, daar's deure vir daai sleutels gebou vanmôre, en een van die grootste dele van jou lewe, is jy het 'n sleutel in jou hand vanmôre, maar gehoorsaamheid vat jou vanmôre om daai sleutel in daai deur te kan sit, en die oomblik as jy gehoorsaam is aan God, dan gaan hy deur oop vanmôre, en jy het vanmôre 'n blessing wat jou pad langs kom. Is die derde boodskap wat ek hierdie jaar bring oor gehoorsaamheid, maar die Here lê dit op my hart vanmôre, dat die kinders van die Here moet gehoorsaam wees in God se woord. Jy gaan die vrug dan bome plekkie voel, seëninge gaan in my en u toe kom, die oomblik as ek en u gehoorsaam is, want as ons gehoorsaam is, dan kom daar resultate, daarna, daardie resultate is resultate van waar God jou lewe spaar. Daai resultate is resultate waar seëninge in jou pad langs kom. En sê wat dit ook al is, en ek wil dit volgens sê, dat finansies is ook deel van dit. Amen. Dis tyd vir die kerk van die Here om dit besef vanmôre, jou gehoorsaamheid aan God se woord is 'n sleutel tot sukses in jou lewe. Halleluja. Lewe in oorvloed. Daar's 'n sukses wat God vir ons kom bring het in die kruis, wat vir ons daar is, maar ons moet gehoorsaam wees. My tema van my boodskap is vanmôre, God se seën maak ryk met jou gehoorsaamheid. Sê wie man langs jou, gaan van vandag af gehoorsaam wees. Ek gaan, terwyl ek hierdie woord lees, want in hierdie week en die Here, ek sit binne in my sitkamer en ek is besig om hierdie woord te lees, en ek besef en ek sien dit wat God, 'n profetiese aksie wat ek sien, as ek daai sleutel in daai deur sit, dan verskyn ek met dit voor God, en God gee dit vir my. Ek is opgewonde. Jy opgewonde? Kom ons gee die Here eer vanmôre. Julle sal sien ek loop so 'n bietjie krippel, ek het my tweede toon gebreek. Want ek was opgewonde oor dit wat ek gaan doen het, en ek het nie gekyk wat ek doen nie, en ek het toe 'n sekere voorwerp geskop, en toe breek my toon. Maar ek dank die Here, want as iets my opgewonde maak, ek wil dit sê vanmôre, sal niks en niemand in my pad staan, om by daai doel te kom wat God vir my lewe het nie. En ek wil vir jou volgens sê, as jy in hierdie plek sit vanmôre, dan moet jy volgens weet, dat raak opgewonde vir sy teenwoordigheid, raak opgewonde vir sy majesteit wat in jou lewe is. En God se woord is 'n duidelike lig vir my en u in ons lewe. Galasiërs 6, die laaste vermaning en groete. Ek dink Paulus kom aan en hy weet, dis sy laaste vermaning en sy laaste groete, so hy kan nou maar sê wat hy wil, maar weet jy wat? Jy moet dit weet vanoggend. Hy los die beste vir laaste.
Halleluja. Hy los die beste vir laaste. Jy sien, toe Jesus by die bruilof was, toe gebeur daar iets, maar hy los die beste vir laaste. Hy laat, hoor gou, hy laat enige moontlike vleeslike ding 'n leeg hardloop, sodat wanneer hy iets sit in wat nie kan plaasvind nie, dan bou hy dit beter as wat die mens dit kan doen. Dis wat ek vir jou vanoggend wil sê, hy los die beste vir jou vandag. Maak nie saak waar jy sit in jou lewe nie. As jy gehoorsaam is, jy vat daai sleutel, sê vanmôre ek vat hierdie sleutel. Ek vertrou God se woord. Verskoon my, ek vat so 'n bietjie lank vanmôre, maar ek moet hier met 3 apparate werk. Galasiërs 6:6. Maar laat hom nie in die woord onderwys ontvang. Hy sê, maar laat hom wat in die woord onderwys ontvang, nie deel vir alle goeie dinge aan hom wat onderwys gee. Hy sê, vers 7, moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Want net wat die mens saai, hoor, net dit wat die mens saai, dit sal hy ook maai. En ons is so geneig om finansies by dit te koppel. Ons is so geneig hoor gou, omdat die mens sien finansies om verder te kan gaan in my lewe waar ek nou is. Ek wil volgens sê, maak die saak waar jy in jou lewe is, iemand moet het hoor vir, jy het die finansies nodig, jy het die dinge nodig, jy het Jesus nodig in sy volheid. Want hy is die voorsiener vir alles. Moenie jouself beperk om te sê, om so verder van hier af te gaan, het ek finansies nodig en ek het dit nodig om dit te betaal, en ek het dit nodig om brandstof in te gooi, ek het dit nodig om my yskas vol te maak, ek het dit nodig en ek het dat nodig nie. Ek wil vir jou vanmôre sê, die antwoord bly van 2026 jaar terug, van voor dit wat God die aarde gemaak het, van daaraf het hy gesê, ek gaan iemand stuur, wat 'n verskil gaan kom maak in jou omstandighede. Maar jy moet een ding doen, en die belangrikste sleutel is gehoorsaamheid. Hy sê net dit wat die mens saai, dit sal die mens maai. Hy wat in die vrees saai, sal uit die vrees verderf maai. Ek het finansies nodig. Ek het vir jou goeie nuus. As jy dit vreeslik sien, gaan jy moeilikheid hê. Jy gaan nog meer suffer. Jy gaan nog meer suffer. Hy sê, maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. Halleluja. Wat is jou begeertes vanmôre? Vleeslik of geestelik? Jy sit op hierdie weegskaal, en die een kant is hierdie kant, en die ander kant is daai kant. Jy weet nie wat om te doen nie, maar immers moet jy gehoorsaam wees en besef in jou lewe dat jy het nodig om gehoorsaam te wees in God. Hy sê, laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Om wat te doen nie? Sê hy saai daar. Nee, hy sê nie saai daar nie. Hy sê moenie ophou goed doen nie. Moenie ophou goed doen nie. Want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Is dit in ons lewe wanneer baie mense baie keer kom hier en ek in ons lewe, ek spring sierig weg. Nou gaan ek is 'n nuwe besem en ek gaan aan en ek doen dit en weet nie wat gebeur, dat jy vertrou God, want jy spring in die gees weg. Jy doen jou deel en jy saai waar dit moontlik is, jy kom en jy kom maak jy kom byskoon, jy maak jy vir die maatjies uit, ek dank die Here daarvoor, jy kom en jy kom gee jou deel en jy sien, ja maar nou gaan dit met my goed. Ewe skielik begin ek slap te lê. En wanneer ek slap lê, dan sien ek dank die Here vir Aarons en Hurs. Ek dank God vanmôre vir Aarons en Hurs, maar vanmôre is dit 'n ander boodskap. Ewe skielik sien ek alles gaan lê net. En al die dinge raak net
bietjie moeiliker, die omstandighede raak moeiliker. Maar toe ek vurig was en ek het gedryf met die Heilige Gees, met dit wat God vir my gesê het dit met my goed gegaan. Is dit nie so nie? Laat ons dan, terwyl ons die geleentheid het, aan almal goed doen. En B. Daar buite is dit beroering. Daar buite, broer, daar buite is dit swaar kry. Ek wil vir u vandag vra, u wat inkyk vandag. Het God jou nie in 'n gemeente gesit om te kyk na jou gemeente nie? Eina, ek praat nie van finansiëel nie, ek praat van om jou hand agter die ploeg te sit, om te sê, Here, u het my hier gesit, en ek kan kyk na hierdie huis. Hoor wat sê die woord? Hy sê, laat ons dan terwyl ons 'n geleentheid het, aan almal goed doen, maar meeste aan die huisgenote van die geloof. Ek stap by die straat. Ek is 'n evangelis. Hoor wat ek hier vandag sê. Ek is 'n evangelis. Ek is lief vir mense daar buite. Maar my mense kry swaar. Ek sê nie ons mense kry swaar nie. Ek bedoel, ek neem net 'n voorbeeld. En ek kom al in die straat en hier's 'n ou en hy loop daar, meneer, die Here gaan jou seën, die Here gaan jou seën, maar jou huisgenote kry swaar. Vir wie wil jy gehoorsaam wees? Aan God se woord? Of wil jy gehoorsaam wees aan daai man wat daar staan? Amen. Jou huisgenote kom eerste. Dis 'n sleutel van gehoorsaamheid aan God se woord. Wanneer jy gehoorsaam is, maak jy vir jouself 'n groot deur oop. Want God eer gehoorsaamheid. Die woord van God sê, gehoorsaamheid is beter as offergawes. Jy kan kom offer soos jy wil, as jy ongehoorsaam is, dis daar nie 'n blessing nie. Ek kom vanoggend en ek kom gee jy vandag 'n lering tot sukses in jou lewe. Sê ek gaan vandag sukses behaal in my lewe. Wanneer jy gehoor. Hy sê, ek sê vir volgende, hoor wat sê ek. Wanneer jy gehoorsaam is, terwyl ek hierdie boodskap voorberei, kom die Heilige Gees en hy kom sak so op my neer en God wys my 'n visioen en hy wys my hoe trek ek God nader wanneer ek gehoorsaam. Hoor wat sê die woord? Wanneer jy gehoorsaam is, trek jy God se aandag. Halleluja. Ben with me. Jy trek God se aandag. Dit is die natuurlike beginsel van die woord. Wanneer u en ek gehoorsaam is, lewe ons 'n lewe van geloof. Dis soos wanneer ons in ons ouerhuis groot word en ons word al hierdie dinge geleer. Weet jy wat is geloof? Wanneer ek God glo en ek het net die Bybel om vas te hou en ek het hom nog nooit gesien nie. Ek weet nie wie as waar kom hy vandaan nie. Ek weet nie, maar ek glo dat ek lewe die woord van God. Dit is 'n lewe van geloof. Wie het God al gesien? Wie het gehoor? Jy staan voor God en hy praat met jou, jy sien hom. Niemand nie. Hoe kan jy in hom glo? Ons het die Bybel. U en ek, die kinders van die Here, lewe 'n lewe van geloof. Hoe kan 'n mens iets doen wat jy nie ken en sien nie? Dis geloof. Dis geloof. Hoe gaan ek op my knieë en ek roep na God en ek sê, ja, help, gryp en sien hierdie. Hoe praat jy met iemand wat jy nie kan sien nie? Dis geloof. Hoe vertrou jy op iemand op iets, of op iemand wat iemand op 'n kans of vir jou sê, jy het nodig om by God uit te kom en dan kom jy hier, kom knielie. Dis geloof. Die woord van die Here sê, God se woord sê, hy het 'n blymoedige gewer lief. Sê vandag gaan ek 'n blymoedige gewer word.
En julle sê dit nie, ek hoor dit nie baie duidelik nie, want ek gaan nie oor finansies praat nie, eina. Dit gaan met my swaar, hoe kan ek vir die kerk gee? Dit gaan met jou swaar omdat jy nie God se woord gehoorsaam nie. Eina. Toe dit met my swaar gaan, toe ek en my vrou alleen werk, toe ons net getroud is, toe gee sy haar 10de, ons staan vandag hier deur God se genade, omdat ons daai tyd getrou was in God. Jou tyd. Jou tyd. Ek kry nie tyd vir hierdie nie. Het jy tyd gemaak vir God vanoggend? Het jy tyd gemaak vir God vanoggend? Jou tyd, dan maak jy, hoor gou wat ek jy sê, vanoggend, dis soos 'n deur, jou tyd is 'n deur. Wanneer jy tyd maak vir God, dan maak jy die deur oop na God, en God spandeer sy tyd met jou. Om jou tyd te saai vir God, om te sê hierdie tyd maak dit vir ek maak 2 koppies koffie, ek sit my Bybel voor my neer, ek spandeer tyd met God. Ek wil vir jou vanmôre sê, dit gaan nooit weer verander in jou lewe nie. Van die oomblik as jy God met jou begin tyd spandeer, gaan jy verbaas wees. Jy gaan verbaas wees. 2, jou geloof. Wanneer jy die sleutel vat van gehoorsaamheid en jy sit jou geloof in God, kan jy 'n lewe, die oomblik as jy sê, Here, ek vat daai sleutel en ek druk hom in hy sleutelgaatjie en ek stoot daai deur op. Hoor wat ek vir jou vanmôre sê, jy gaan 'n lewe van wonderwerke. Dankie vir die een wat sê amen. Wat sê ek volgende? As jy jou geloof in God sit, dan maak jy die deur oop van geloof en jy lewe 'n lewe van wonderwerke. Want geloof wek wonderwerke. Gaan nie my glo as ek vir jou sê vandag ek kry ten minste 50 oproepe 'n dag in WhatsApps oor finansies. Amelia, kom staan gou hier laat jou pastoor. Oh. Wanneer jy die sleutel vat met jou finansies, en jy druk jou sleutel in daai deur in, en jy gee jou finansies vir God, dan maak hy vir jou die vensters van die hemel oop. Al gee jy R5, daai vrou het haar laaste gegee. Ek wil vir jou vandag sê, God gaan vir jou verbaas. Jy gaan verbaas staan. You never gonna run dry anymore. Jy gaan in jou lewe nooit weer dons kry as jy vir God sê, ek maak vertrou U op my finansies en ek gee vir U my finansies terug. Nie daar kom miskien een dingetjie daar binnekant wees. Een dingetjie daar binnekant wees. Ek gee vir God my finansies. Here, ek vertrou U op my finansies. Hier is die sleutel. Ek maak die deur van finansies oop na God toe. Ek sê ek gee vir U hierdie finansies. Wat gaan God vir my maak? Hy gaan vir my bak vol gee. Halleluja. Ek is nie 'n prosperity preacher nie, maar ek het vir jou 'n boodskap volgende wat jou bring tot op sukses in jou lewe. Karabashandarabatianda kusulu rababandaya. Ek het jou 'n boodskap vanmôre vir jou te sê, heavenly doors are open for you, but it's time to live the life that God wants you to live. Dis 'n lewe van gehoorsaamheid. Ja, ek gee vir die armes. Ja, broer, ek gee vir die armes. Ek gee ook vir die armes, as hulle Dinsdagoggende by my huis kom, en hulle kom van die asbliksakke, die ou kos wat ek het daar by my huis, dan maak ek dit mooi, ek maak partykeer vir hulle koffie, dan gee ek dit vir hulle.
Hy sê, moenie dit nalat om julle deel na die skathuis toe te bring nie, eers by jou mense. Ek leer u iets vanmôre, want dis die skathuis van God. Nie vir pastoor om 'n nuwe kar te ry nie, ek het vir u 'n getuienis vanmôre, daai bakkie wat ek daar buitekant ry, paid in full, God is provide. Kan dit vir jou sê hoekom? Toe die Here met ons praat, is ons gehoorsaam, ons kom hier deel, ons voertuig breek en die Here gee my 'n woord, deur iemand anders, hy sê, I'm gonna make everything new. Maar daar moes 'n sleutel gewees het, wat ek in 'n deur gesit het en gesê, Here, ek vat hierdie stap, al sien ek dit nie waarheen nie. Ek wil vir jou vanoggend sê, jy staan partykeer voor hierdie groot, geweldige opening, en daar's soos 'n wolk, jy weet nie wat aan die ander kant gebeur nie. Ek wil vir jou raad gee, val, Jesus is aan die ander kant. Dis geloof. So as jy wil sukses hê in jou finansies, gee jou finansies vir God. As jy wil sukses hê in jou besigheid, maak hom die bestuurder daarvan, die eienaar, dat jy dit bestuur. Want God het vir Moses, die bestuurder, die koning, die gemaak oor Israel. Want hy moes iemand gehad het waarmee hy gepraat het om te sê, gaan bietjie links, gaan bietjie regs. Vertrou op God. As jy nie dit kan doen nie, kom na my toe, dan help ek jou met 'n gees van minderwaardigheid, en ek sit my hande op jou, en ek breek daai minderwaardigheid. Dis tyd vir die kerk om hulle staan te staan, en regop te staan, en te sê, my God, tot hier toe het U my gebring, en ek weet, U gaan my verder vat. Hoor God se woord. Die Here sê vir jou vanmôre, maak vir jou 'n nuwe uitbreiding, daar kom vir jou 'n groot blessing. 'n Invloedryke man wat in jou lewe gaan kom saai. Hoor gou, staan op jou voete vanmôre. Halleluja, die Here sê vir jou vanmôre, maak jou gereed vir 'n kragtige ingryping, maar soek eers die koninkryk van God en wie se geregtigheid, en alles sal vir jou bygevoeg word. Die Engelse vertaling sê dit, ek profeteer dit oor jou lewe vanmôre. Die Engelse vertaling sê dit, hy sê, He will add everything up. Nou, nothing, daar's te veel in jou lewe weggevat. Dis tyd wat God in jou lewe, en van 2026 al wat God opbou in jou lewe. Halleluja. Moenie luister wat mense sê nie. Ja, maar kyk dat daai en kyk dat daai nie. Ek wil vir jou volgend sê, maak seker jy gee vir die skathuis, en God se skathuis sal altyd vir jou oop wees. Dis tyd vir die kinders van die Here om te glo wat sê God se woord. Jou liefde is 'n sleutel, dis 'n deur, en jou gehoorsaamheid is 'n sleutel om hom daarin te druk en daai deur oop te maak. Dan maak jy die deur van liefde oop. As jy leef, dan lewe jy 'n lewe van liefde. Vir alle nasies. Amen. Hey. Ons is gemaak vir alle nasies. Wat vir my kosbaar is ek by die Twanas praat en ek bespreek by die Twanas, dan verstaan hulle dit. Al is dit net halleluja en amen, dan dans hulle. Halleluja. Die Heilige Gees gee vir hulle daai boodskap. Maak hom vir jou volgend sê, as jy liefde nodig het, gee, maak jou spat volgend en sê, Here, ek vat hierdie sleutel van geloof en ek druk hom in hy sleutel van liefde, hy deur van liefde. Weet, pour out your love, gooi hier liefde al my hart uit. Wie van u wat hier sit vandag wil 'n invloedryke persoon word? Bedoelende, wil ek net altyd ontvang, of wil ek uitgee ook? Het jy geweet as jy nie uitloop het nie, en jy net inloop, gaan jou wal bars? Of het jy geweet vanoggend as jy nie invloed het en jy verwag net reën, dan word jou water brak en jy kry malaria. En weet jy wat, as iemand by jou kom drink, dan word hy siek. Ek het 'n boodskap van die Here vir jou vanoggend. Dis tyd om vanoggend te sê, waar jy in jou lewe tekort het. Ag Here, ek het krag nodig. Ek weet nie hoe om hierdie ding ontslae te raak nie. Van hierdie, ek wil nou nie name noem nie, maar dan ook word my kantoor na die tyd vol bespreek en dan moet ek die hele week rondhardloop. Maar ek doen dit anyway, maar ek sê vir julle.
Maar ek weet nie om oor hierdie te kom nie. Daar's 'n deur van vertroue. Sit jou sleutel van gehoorsaamheid in daai deur van vertroue. Sodat God die ene kan wees waaraan jy vertrou. Iemand moet dit hoor vandag. Halleluja. Iemand moet dit hoor. Daar's 'n liedjie waarvoor ek lief is, 'n ou liedjie. Ek hoor iemand sê vir my hierdie week dat hy vat ou liedjies dan trek hy nuwe baadjies aan. Ek is net bang hy trek skoene aan en lyk hy soos ou met die rooi vellies. Wat sou se David Kramer. Hy trek hom 'n nuwe baadjie aan, gee vir hom nuwe rooi skoene en dan kom hy aan en pragtig man, is 'n mooi woord daai. Never failed me yet. Never failed me yet. Halleluja. Want toe ek my hart vir die Here gee, toe sit ek alles in God. En hy vat die failure weg en hy sit 'n koninklike geslag in my bloed. Ek wil vir jou vanoggend vra. Wat is jou deur waarvoor jy staan vandag? Wat is jou deur? Wat is jou deur waarvoor jy staan vandag? In alles. Sê bietjie alles. Waarin ek gehoorsaam is vandag. Daarop sal ek maai wat ek gesaai het. As jy iemand soek om in te vertrou, vertrou God. As jy liefdeloos is, maak hy deur oop van liefde. As jy 'n finance probleem het, vertrou God. Gaan met daai finance en sê, Here, al het ek R5 of R10. Dit gaan nie vir God oor hoeveel jy het nie, dit gaan vir God oor of jy gehoorsaam is. Amen. Jy weet nie, jy het al laaste keer. Hier is nie 'n sentie in nie. Ek kan dit nie glo nie, ek glo dit. Dis mense wat God vertrou. En al was daar 'n sent daar binne, dan was daai sent soveel werd soos hy R100. Ou, kom pastoor, jy moet dit hoor vandag, wat sê die Here. Jy het nodig om waken, wat sê die Gees van die Here, van vir jou, om te besef, dit gaan nie oor hoeveel jy saai nie, maar dit gaan vanmôre oor jou gehoorsaamheid aan God, want jou gehoorsaamheid aan God bring aksie, en wanneer jy dit in aksie sit, dan trek dit God se aandag, en wanneer dit God se aandag trek, wil ek vir jou volgende sê, dan moet daar 'n verskil in jou lewe kom. Daar's geen manier dat jy dieselfde moontlik kan bly nie. Prys die Here, draai daai fans aan. Halleluja. Daar's geen manier dat jy dieselfde kan bly nie. Daar moet 'n lewensverandering in jou lewe kom, dis soos hierdie, waar die krag skielik aankom, die winde van God skielik begin waai, in die regte rigting in, en jy weet wat jy weet is, jy beleef dit waaroor jy gehoorsaam was. Beleef jy vandag. Ek gaan met dit eindig, my boodskap vandag vir jou. Met 'n skrif, 'n woord van die Here. 2 Korintiërs 9 vers 6 tot 8. Maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, jou tyd, jou liefde, jou finansies, jou vrees, wat ook al jou probleem is, of wat jy ook al insit, sal ook spaarsaamlik maai. En wie volop saai, sal volop maai. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorgenem het. Nie met droefheid. Nou is my tablet se liggie swakker. Nie met droefheid of uit dwang nie. As jy voel, jy moet dit daar sit, los dit asseblief. Ek spaar jou 'n bless, ek spaar jou negatiewe dinge. As jy voel, die kerk speel 'n las en jy voel dat bly by die huis.
God, wanneer Jesus Christus in jou lewe is, dan is dit iets blywends. Maar wanneer jy voel en jy staan op en jy voel, ek voel nie lekker nie, maar ek moet by die huis van die Here uitkom, kom na die huis van die Here toe. Jy het 'n sleutel van gehoorsaamheid. Halleluja. Jy het 'n sleutel van gehoorsaamheid, want jy speel jou 'n plek. En die wat Woensdag aan toe ons bid hier was, ek wil vir julle sê, die ander het gemis. Die ander het gemis, want dit was 'n kragaandoening. Dit was 'n power hour. Heaven was open. En God is magtig, om alle genade oorvloediglik aan julle te gee. Wat sê hy eintlik? Maak nie saak wat moontlik jou behoefte was nie. Daar's niks onmoontlik vir God nie. Ek kom vandag. Vir wie was hierdie boodskap vandag invloedryk? Ek wil dit vra vandag. Ek daag jou uit om in alles gehoorsaam te wees. Hoor, jy moet dit hoor. Om in alles gehoorsaam te wees. Sodat jy in jou lewe van oorvloed kan lewe. Hoor jy wat ek sê? God wil hê u en ek moet in oorvloed lewe. As jy nie tyd het, maak tyd vir God. Jy gaan tyd hê vir meer dinge. As jy nie by jou dinge deurkom by jou werk nie, begin jou dag met God en jy gaan deurkom met meer as wat jy gewoonlik kan. Ek wil hierdie woord vandag oor jou lewe spreek. Let daar wees. As hierdie woord vir jou vandag was, en ek wil dit sê, hoekom partykeer 20% van 'n gemeente groei en ander groei nie? Wonder ons hoekom? Want die 20 of die 10% van die gemeente is gehoorsaam. Hulle gaan pas dit toe wat die herders vir hulle sê. Ek kom vandag in die naam van Jesus. Jy wat hier sit, jy wat inkyk vandag, gaan 'n doener wees. Jy gaan 'n doener wees. Jy gaan 'n invloedryke persoon wees van vandag af. Mag God hierdie woord in jou lewe, in jou hart bære. Mag jy dit, wanneer jy gehoorsaam is, ervaar hoe God se woord vir jou werk vandag. Want waar God se woord vir jou werk, kom al lewe op plekke wat die mens dit nie besef nie. Maak die oë toe. Vader, ek kom nou in die naam van Jesus. U kom Jesus en u blaas oor u disippels net voordat u opgaan en u sê vir hulle ontvang die Heilige Gees. Ek blaas in die Gees oor hierdie gemeente en in die kamera aan vandag. En ek spreek lewe en lewe in oorvloed. Ek profeteer vandag in hierdie oomblik, droë dorlande, staan gereed vir jou gehoorsaamheid. Vader, ek spreek en ek maak dit los. Die seën van die Here wat ryk maak. En geen moeitevolle arbeid. Voeg niks daarby nie, want weet jy hoekom? Jou gehoorsaamheid, God het dit al reeds vir jou gedoen. As jy gehoorsaam is aan God se woord vandag, gaan jy beleef dit wat God al reeds vir jou voorberei het. En wanneer jy gehoorsaam is, dan ervaar jy dit wat God al lankal vir jou voorberei het. Vader, ek seën elkeen in die naam van Jesus en bewaar hierdie woord in elkeen se harte in Jesus naam. Amen. God seën sy woord.